Jakob se leer, dit kan net sowel gewees het die Jakob se droom, dis die gesig wat hy gehad het by Bethel, dis nou op sy reis, ons gaan dit lees, ons gaan dit hanteer, terwyl hy so sit, kom ons bid net saam, ons vra dat die Here met ons sal praat, deur sy woord. Ons heilige God, ons het hier saam gesing, o God van Jakob, deur u hand word steeds u volk gevoed. Is dit nie u wat ons hier geplaas het? Is dit nie deur u beskikking, deur u bepaling, dat ons vanoggend by mekaar kan wees? U woord kan oopmaak en u stem kan hoor nie. Daarom is ons harte vol lof en aanbidding. Ons het geluister na die wet en ons almal staan skuldig. Maar ons het daarna gehoor hoe die evangelie in 'n baie kort en bondige manier gegee word. Dis hoekom Jesus gekom het. Want ons glo in God die Vader wat sy Seun gestuur het en deur die Heilige Gees sy kerk gestig het, sodat ons deel van sy kerk kan wees as ons geloof in hom het. Daarom is ons harte vol lof. Ons wil saam met die psalmdigter sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here, o ganse aarde, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Here, u goedheid is vir ons daagliks 'n realiteit. U genade is elke oggend nuut. Sal u ook vandag op hierdie besondere dag, dis u dag, dis 'n Sondag, dis ons Sabbat, dis die dag waar ons bymekaar kom rondom u woord, dis die dag waarin ons saam met ons gesinne miskien vanmiddag fees kan vier, aan 'n tafel kan sit, mekaar kan leer ken en beter ondersteun en help om u te dien. Seën ons by die aanhoor van u woord en maak hierdie dag vir ons 'n Bethel, 'n huis van God. Hier is ons bymekaar. Dankie dat u in ons midde is deur die waarheid van u woord. Seën ons, praat met ons. Ons bid dit met groot dankbaarheid in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Genesis 28, ek lees in die ou vertaling, vers 10 tot en met vers 22, tot aan die einde van die hoofstuk. Dit klink so. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof. En hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar was 'n leer op die aarde, opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou. En ek sal jou bewaar, oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het, wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daaroor uitgegiet, en hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek moet gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes
afstaan. Ons lees tot daar in die onfeilbare woord van die Here. As 'n mens 'n soektog doen, byvoorbeeld op Google, na Jakob se leer, of in die Engels Jacob's Ladder, dan kry jy baie verskillende goed. Ek dink hierdie verhaal, terwyl dit een van die verhale is wat ons definitief vir ons kinders vertel en waaroor jy praat wanneer jy kinderbybel lees, is dit een van die verhale wat genoem word, definitief, dan gryp hierdie verhaal blykbaar nie net die kerk nie, maar die mensdom se verbeelding aan. Jakob se leer. In die kuns en die letterkunde is daar baie verhale, baie gedigte wat bekend staan as Jacob's Ladder. Dis nou in die Engels. As jy na die film en die TV wêreld toe gaan, dan is daar films en TV-programme getiteld Jacob's Ladder. As jy gaan kyk na plekke, het jy geweet daar is plekke wat vernoem is na Jacob's Ladder. En elkeen van hierdie verskillende areas het iets te doen met die geestelike aspek. Want u weet nou, die Christendom het die weg. Ons gaan daaroor praat. Maar selfs die heidene besef daar is 'n geestelike aspek aan die mens. Ons het 'n inherente behoefte om te aanbid, omdat ons siel is. En daarom is daar altyd 'n obsessie by die mensdom met die geestelike aspekte, met die hiernamaals. So, dan noem hulle hierdie plekke en al hierdie dinge het iets te doen met 'n geestelike aspek, die kontak wat die hemel of die hiernamaals het met die aardse of wat dit ook al mag wees. Jacob's Ladder. Dis 'n baie algemene ding. In ons verhaal vinnig die agtergrond. Jakob word nou die hoofkarakter. God se lyn het deur Abraham gekom, dit het oorgegaan na Isak, nie baie nie, maar daar was genoeg gesê oor Isak. Nou gaan ons oor na Jakob toe en ons sien die lyn. Hy word nou die hoofkarakter in die verhaal. Die fokus is op hom vir die Here se verbond, vir die beloftes wat hy vir Abraham gemaak het, wat deur Abraham, Isak en Jakob sal kom. Nou is Jakob die fokus. Op hierdie stadium is hy besig om te vlug. Julle onthou, sy pa het vir hom gesê, of sy ma het vir hom gesê, vlug, jou broer gaan jou doodmaak. Sy pa seën hom. Weereens was daar die herbevestiging van die beloftes in die seën of in die verbond. En nou vlug hy, as gevolg van Esau wat van voorneme was om hom te vermoor. Hy kom by 'n plek wat hy gaan oornag, vers 10 het ons gelees, dis nou op sy weg na Haran, maar hy kom op die plek waar hy gaan oornag, en dan lees ons in vers 11, ons het dit gesien, daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder, hulle het die gewoonte gehad, in die verre ooste is dit vandag nog, of in die Midde-Ooste, steeds so, as jy nie ligversorging in jou motor het nie, daai tyd het hulle per voet gereis, dan het jy vroegoggend begin en jy het gereis tot hierso so by 10:00, 11:00, dan is dit te warm, en dan het hulle iewers onder die skaduwee van 'n boom gelê, en 'n uiltjie geknip, die hele middag deur het hulle lekker rustig gewees, en dan laat middag begin hulle weer loop, dan loop hulle tot die son ondergaan, tot dit donker is. So hy kom by 'n plek, want die son was al onder, en hy neem een van die klippe van die plek, en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. As kind was dit die kwessie wat vir my altyd 'n vraagteken in my gemoed veroorsaak het. Hoe kan 'n mens 'n klip gebruik vir 'n kussing? Die punt, en dis nie sommer maar net terloops genoem nie. Dis nie sommer maar net nuttelose inligting nie. Die punt wat die verhaal, wat die skrywer Moses vir ons wil laat deurbring en wat God vir ons wil sê is, hier is 'n laagtepunt in Jakob se lewe. Hy kom uit 'n huis waar hy in 'n rykmanshuis, en hy self is nie meer 'n kind nie, hy's al 'n man, hy's al 'n ou man. Maar hy is nou op 'n laagtepunt. Hy het niks. 'n Paar goed moes hy raap en skraap en op die vlug slaan, en nou is hy op pad na Haran toe, want hy moet 'n lewe nuut begin, want hy vlug vir sy broer. As jy op 'n klip slaap, dan moet jy weet, dis 'n laagtepunt. Op die grond, met 'n klip vir 'n kussing. Die enigste gebeurtenis, wat vir ons van vertel word, in 'n reis van so wat 800 km, want dis hoe ver dit is van waar hulle was tot by Haran. Die enigste gebeurtenis is hier by Bethel. So dis noemenswaardig. In Genesis 24 het ons behandel hoe Abraham se diensknegt dieselfde roete gevolg het, want jy moes van waar hulle was 'n bietjie noord gaan oor die Jordaan, en dan gaan jy na Mesopotamië se kant toe na Haran, en hy het dieselfde roete gevolg, maar die diensknegt van Abraham was heeltemal in 'n ander kategorie as
jy dink aan sy reis, hy was deel van 'n karavaan, daar was gemak, daar was bronne, hy het geskenke saamgeneem, hy het mense gehad wat hom gehelp het. Hier lyk die prentjie baie bleek, en dis wat deurkom met die kop op die klip. Hy's alleen, hy's sonder bronne, hy het niks. Hy's blootgestel. Dit was 'n gevaarlike situasie waarin hy was. Want as jy alleen reis, is jy 'n maklike teiken. Selfs in daardie dae was daar baie rowers, baie skelms wat in die nag gekyk het wie is alleen. En hier is hy, blootgestel, alleen. Hy het niks nie. Hy lê daar op die grond, hy het 'n klip vir 'n kussing, en in hierdie toestand, kan ek u net herinner, hoekom is hy in hierdie toestand? As gevolg van sy sonde. As gevolg van keuses wat hy gemaak het. Dis as gevolg van sy onderkruipery. Dis as gevolg van bedrog. Dis wat hom hier gebring het. Nou moet hy vlug. So hierdie laagtepunt in sy lewe is as gevolg van sy eie toedoen. En nogtans, wat gebeur? Die Here verskyn aan hom. Die Here bring vir hom 'n boodskap. Dis waaroor ons gaan praat, oor sy droom. Die Here wys vir hom 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van versorging, 'n boodskap van omgee. Hoe kosbaar in hierdie situasie. Nou dink daaraan, vriende, as gevolg van sy eie sonde is hy in 'n slegte plek. Die Here sit nie en sê, wel, jy het net dit oor jouself gebring, jy moet nou maar sien en kom klaar nie. Die Here se genade reik uit. Die Here se genade ontmoet hom en gee vir hom hierdie boodskap. Ian Duguid, een van die goeie kommentare oor hierdie gedeelte, sê, en dis vir die Engelse mense in ons midde, die Engelse aanhaling spot ek altyd en sê ek, dis vir die Engelse ouens, sover as wat ons sal gaan met die Engels. Ian Duguid sê, what an encouragement this is to those who have spent years wandering in the wilderness. Even Jacob's sins could not separate him from the loving presence of God. They could not prevent him ultimately from inheriting what God had promised. Nou daarmee wil Ian Duguid of ek of enige goeie predikant sal nie sê, hoor die kinders van die Here kan maar sondig en moenie daaroor bekommerd wees nie. Dis nie wat ons sê nie. Wat ons egter sê is, selfs my foute, selfs my sonde sal nie veroorsaak dat God sy doel in my lewe bereik nie. Hy kry nie die skuld vir my sonde nie, en ek moet ophou om ander mense te blameer, ons het al baie daaroor gepraat, maar selfs dan kom die Here se genade na sy kinders. Kom ons kyk na 'n paar hoofgedagtes. Die eerste ene is, die Here verseker hom van sy hulp. Die Here verseker hom van sy teenwoordigheid, van sy bystand. Hoor wat sê vers 12, hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. Die konteks is nou baie belangrik. Dink aan sy omstandighede, dit wat ek nou vir u geskilder het. Ek het nou reeds verwys na klompie jare gelede, hierdie selfde roete wat deur Abraham se dienskneg gereis is. Hier is 'n kontras. Abraham se dienskneg het in weelde gereis in vergelyking met wat Jakob hier beleef. Jakob, die hoofsaak, Jakob is alleen. Hy's alleen. Dis 'n krisis. Nie net in daai tyd nie, ook vandag. Dis 'n groot krisis in ons moderne samelewing. Het jy geweet, een van my geliefde kollegas in die bediening sê altyd, en hy sê dit nou in Engels, want hy is 'n Engelse predikant, maar hy sê, ons selfone het die vermoë om die ouens wat ver is naby te bring. Maar hy het die vermoë om die wat naby is ver weg te vat. Dink bietjie daaraan. Ons lewe te midde van die ontsettende tegnologie, lewe ons in 'n tyd waar eensaamheid 'n groot probleem is. Was u al totaal alleen? Het jy al die ervaring gehad van eensaamheid, regtig eensaamheid? En vir sommige ouens kan dit wees die dood van 'n ouer. Dis nie te sê jy's fisies alleen nie, maar jy voel alleen. Jy beleef 'n eensaamheid. En dit is wat hy hier beleef. Nou wat doen die Here? Hy verseker Jakob van sy teenwoordigheid. Want ons moet besef, ons is nooit alleen nie. In hierdie geval, die engele word gestuur. Hier is engele wat op hierdie trap op en af klim met hierdie leer, hierdie trappe wat hy sien, of hierdie leer wat hy sien.
Dit laat ons dink in Psalm 91, ons almal ken dit, is baie bekend, vers 11 en 12. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Ons glo aan die bewaringsengele, né? Guardian angels. Nou moenie dit misties verklaar nie, maar kinders van God word bewaar deur die engele van God. Dis 'n Bybelse feit. Hebreërs 1 vers 14 sê, is hulle almal, hy praat van engele, hy sê, is hulle almal nie dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie? God stuur sy engele om kinders van God altyd te bewaar, altyd te omsingel, altyd by hulle te wees. Jy's nooit alleen nie. Die belangrikheid hier is nie die engele nie, maar die God van daardie engele. James Montgomery Boyce sê, Jacob saw a great host of angels that night, and was assured by them and by the Lord himself that he was not alone. He was under the protection of the Almighty. Dis die belangrikheid. Dit gaan nie oor die engele so seer nie. Ons kan weet die engele is altyd by ons, maar God is altyd by ons. Hy is die een wat verseker, hy is altyd saam met ons. Dis dieselfde versekering wat ons kry in ons geliefde Psalm 121, wat ook baie van ons goed ken, vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek hoef nooit te voel ek is alleen nie. Ek moet glo, al is ek fisies alleen, al voel dit net vir my of ek alleen is, eensaam is, die Here is altyd by my. Hoeveel keer gee Psalm 121 en Psalm 91, hierdie bekende verse, hoeveel keer gee dit ons nie hoop en moed, wanneer ons 'n krisis beleef, voor 'n operasie dalk, miskien ten tye van erge beproewing, waar ek regtig voel, niemand verstaan my nie, niemand verstaan hierdie benoudheid wat ek beleef nie. God is daar. Hy is die een wat altyd vir ons verseker. Uit Jakob se leer moet ons besef, God wil hê ons moet sien, hy is altyd daar. Psalm 34 vers 8, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en hy red hulle uit. So die Here gee belofte vir Jakob van sy hulp, sy teenwoordigheid. Ek wil hê ons moet dit vir onsself neem. Ons weet nie wat 2025 van ons inhou nie. Hierdie kan nou eintlik, miskien moet ek hierdie boodskap Dinsdag aanpreek, en wil ek daaraan dink. Ons weet nie wat voor lê nie, maar ons kan weet, God sal saam met my gaan. Here, ek weet nie wat môre gaan gebeur nie, maar ek weet U sal saam met my daardeur gaan. U moet dit in geloof vat. Die tweede boodskap hier is die Here beloof aan aan Jakob, sy seun. Meer spesifiek, sy verbondseun. Vers 13, die A-gedeelte sê, en kyk, die Here het bo-aan, dis nou bo-aan hierdie leer gestaan, en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham, en die God van Isak. As hy sê, ek is die Here, dan gebruik hy sy verbondsnaam, Jahwe. Hy gebruik nie net die verbondsnaam nie, maar hy sê, die God van jou vader Abraham, die God van Isak, en per implikasie, ek is ook jou God. Dis die verbondseun wat hy vir hom gee, want volg is die beloftes wat daarmee saamgaan. Dieselfde beloftes wat hy vir Abraham gegee het, dieselfde beloftes wat hy vir Isak gegee het. Hy sê dit so, vers 13 verder, die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. Jy onthou, dit was die belofte aan Abraham, dit was die belofte aan Isak, nou gee dit vir Jakob. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste, na die noorde en die suide, en in jou en jou nageslag enkelvoud, sal al die geslagte van die aarde geseën word. Weerens heenwysend na die Messias. So Jakob, jy is die verbondserfgenaam, deur jou gaan daar 'n verlosser kom. Dis die beloftes. Hy bevestig hierdie beloftes, dit wat sy pa vir hom gegee het. Sy herbevestiging van die genade verbond. Nou wil ek net u vinnig 'n beroep op u geheue doen. Onthou julle hoe onwaarskynlik was hierdie beloftes toe die Here dit vir Abraham gegee het? Want op daai stadium was hy en sy vrou al lank getroud, niks kinders nie. En die Here sê vir hom, in jou nageslag sal ek die wêreld seën. En daar was nie 'n nageslag nie. En die moontlikheid, menslik onmoontlik om kinders te hê. En tog sê die Here, hier is die belofte. In Jakob se geval, bykans erger omstandighede, want hy's nog nie eens getroud nie. Op hierdie stadium het hy nog nie 'n vrou nie. Hy's baie blootgestel
Die kans dat hy Haran gaan maak, lewendig, is baie skraal, menslik gesproke. Hy's alleen, al hierdie kwessies tel teen hom. Maar God gee meer genade. Hy gee vir hom nog meer as net die belofte van, ek sal dit doen en hy gee vir hom beloftes van beskerming, vers 15. En kyk, ek is met jou. En ek sal jou bewaar, oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het, wat ek jou gesê het. Dis die spesifieke, die baie gedetailleerde beloftes, wat die Here vir hom gee. Hier word baie beloof, maar in die hart van hierdie beloftes, aan die kern van elkeen van hierdie beloftes, is die teenwoordigheid van die Here. Ek is met jou. As die Here met jou is, dan sal hy doen dit wat hy beloof het. Hy sal waarmaak dit wat hy gesê het, want die kern daarvan is, ek is met jou. Nou ek wil hê ons moet vanoggend baie mooi na mekaar kyk en sê, hierdie goed is vir ons opgeskrywe. Hierdie beloftes is beloftes vir elke kind van God. En ek wil hê jy moet veral let, vat hierdie vers wat ons nou gekyk, vers 15, en kyk na veral die ek is, ek sal, dis elke keer, wie is die een wat die inisiatief neem, wie is die een wat nou hier aan die werk is? Dis God se genade, vriende. Ons kan nie verwag dat ek getrou gaan bly nie. Maak nie saak wie jy is of wat jy doen, selfs 'n dominee. Ek het God se genade nodig en hy sê ook vir my, ek sal. Charles Spurgeon. Nou sy preke is opgeskrywe, hoor, so dis nou lekker om 'n aanhaling van Charles Spurgeon te kan gebruik. Hy sê, how precious it must have seemed as he, dis nou 'n hoofletter hier, né, die Here, as he came to Jacob in the den of that place, where he lay with the hedges for his curtains, the heavens for his canopy, the earth for his bed, a stone for his pillow, but God for his companion. I am with you. Reg deur die Bybel is daar sulke mooi beloftes aan diensknegte van die Here, en ek wil hê ons moet dit vir onsself weer eens vat, en ek gaan vir die wys hoekom. Onthou jy vir Josua? Nou daar's 'n posbeskrywing waarvoor ek nooit sou aansoek doen nie. Nooit. Moses se opvolger, jy moet Moses se skoene vol staan. Moses gaan sterf, Moses gaan nie die beloofde land in nie, jy moet oorvat. Josua, jy moet oorvat. Hoe doen 'n mens dit? Hoe staan jy Moses se skoene vol? Die Here kom na hom toe, Josua 1 vers 5, niemand sal voor jou staan al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Hoe mooi. Dink aan Salomo, selfde scenario. Salomo moet oorneem by Dawid. Dawid, jy moet jou pa se skoene vol staan, Salomo. En Salomo het teruggeduis, 1 Kronieke 28:20, en Dawid het aan sy seun Salomo gesê, wees sterk en volmoed en voer dit uit, vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het. Hoe kosbaar. Maar dis nou Joshua, en dis nou Salomo, wat van ons? Onthou jy Jesus se woorde? Toe hy net voordat hy opgevaar het in die hemel, Matteus 28 vers 20, die baie bekende, kyk, ek is met julle, die Engels sê dit so mooi, and lo, luister mooi, hier is dit nou, ek is met julle, al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Nou vir die ouens wat enigstens 'n liefde het vir die oorspronklike tale, as jy enigstens iets weet van Grieks, sal jy verstaan, hier staan 'n dubbele ek. As jy hierdie ek is met julle direk gaan vertaal, dan word daar letterlik gesê, ek met julle ek is. Ek met julle ek is. Dis wat hy vir ons sê. Dis nie net vir die disippels nie, dis 'n belofte vir ons. Kan ek net weer herinner die rede waarom Jakob hier is sy eie sonde. En nogtans sê die Here vir hom, ek is met jou. Ek is by jou. Vriende, dit gee my moed. Weet jy hoekom? Want ons almal moet erken, ek faal dikwels.
Ek stel die Here teleur. Gaan hy my los? Gaan hy sy rug op my draai? Nee. Nogtans is die Here met Jakob om sy beloftes te vervul. En net so is die Here met ons, selfs wanneer ons die pad byster geraak het. Miskien moet ek sê, juis daardie tye is belangrik dat ons dit sal weet. Juis wanneer ons die pad byster geraak het. Christelike lewe het baie verpligtinge. Ons het verantwoordelikhede, ja. Ons gehoorsaamheid is 'n uitvloeisel van die Here se genade. Dis nie andersom nie. Ons is nie gehoorsaam en ons dien die Here en dan sal die Here my seën nie. Dan is sy genade in my groot nie. Nee, dis net maar andersom. Sy genade oor ons is groot. Sy beloftes in ons lewe is werklik. Sy woord is waar. Daarom is ons gehoorsaam. Jakob lê hier op die grond. Dis 'n patetiese prentjie. Jy kan tog nie na die verhaal kyk en sê, wel, as jy getrou is, dan sal die Here vir jou genade gee nie. Wat hierdie hoofstuk ons, wat hierdie vers ons leer, hierdie teks, is net mooi die teenoorgestelde. Die Here is getrou, hy gee genade, daarom moet jy gehoorsaam wees. Daarom moet jy hom volg. Nou wat is Jakob se reaksie? Vers 17. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Hy besef, die Here is 'n realiteit, dit het hy eintlik geweet, teoreties, hier word dit nog vir hom 'n werklikheid, maar hy besef, ek moet die dinge van die Here ernstig opneem. Hy besef dat die Here hom seën ten spyte van sy omstandighede. En dan in die derde plek, die volgende groot hoofgedagte, wat beteken hierdie droom dan? Kom ons kyk weer na vers 12, hy het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. Baie ink, baie papier, baie moeite is nou al in hierdie kwessie van, wat presies was hier? Was dit 'n leer, of was dit 'n stel trappe? Die teks gee nie vir ons 'n antwoord nie, want dis die enigste plek waar dit gebruik word. Ek verstout my om te sê, dit maak nie regtig saak nie. So ek gaan nie 'n mooi prentjie weggooi, net omdat hy nou 'n leer het en ek glo dis 'n stel trappe of andersom nie. Maar ons sien 3 dinge hierso, in hierdie visioen, in hierdie boodskap, in hierdie droom. Die eerste, en ek gaan dit behandel deur middel van vrae te vra. Die eerste vraag wat ek wil vra is, wie se leer is dit? En die antwoord is eintlik maklik, dis die Here se leer. Hy het vir Jakob kom wys, daar's 'n koneksie. Hy het die koneksie as ware voorsien tussen hemel en aarde. Hierdie trappe, hierdie leer wat daar is. En as jou teologie reg is, dan sal jy weet, die mensdom in die eerste plek kan nie, maar belangriker, wil nie. Hulle het geen behaag in die dinge van die Here in die natuurlike staat nie. Geen mens soek uit sy eie na die Here nie. Dis wat Romeine 3 en ander baie plekke ons leer. Daar's geen behaag in die dinge van die Here nie. Dis moeite. Ag, wie wil dit doen? Selfs wanneer ons in probleme is. Mense wil baie keer oplossings vir hulle probleme hê, maar hulle soek nie die Here nie. Hulle soek sy oplossings, hulle soek sy seën, maar hulle soek hom nie. En nogtans, hy het die leer daar gestel. Dis sy inisiatief. Jonathan Edwards het ook 'n baie goeie preek oor hierdie gedeelte gehad en sy preke is ook neergeskryf. Maar hoor wat sê Jonathan Edwards in 'n preek oor hierdie Jacob's Ladder. Hy sê, man is sunk low in misery, and now all mankind is naturally in a very doleful state and condition, fallen from God. Here we are fallen, and here we would have forever lain in this low and miserable state if God had not made provision for us. Raai wat was sy teologiese standpunt? Dis God wat die inisiatief neem. Dis God, volgens die Bybel, wat uitreik. Dis hy wat van die begin af geroep het, Adam, waar is jy? En dit het nog nooit verander nie. Dis hy wat roep, kom na my toe. Ag Here, ek het so geweldig gesondig, maak nie saak nie, kom na my toe. Draai om, kom terug. Hier is die goeie nuus vir ons in Jakob se leer. God het voorsiening gemaak. God het 'n weg voorsien.
God het die hemel en die aarde verbind. Dit is sy simboliek, dit is sy boodskap, dit is sy inisiatief en dit is sy krag, sy genade wat hier sigbaar is, vir sondaars, soos u en ek, om met hom versoen te word. Hy het dit gedoen. Hoe duidelik is dit nie, vriende? Ek wil dit nou beklemtoon. Dis nie gegrond op my wil, dis nie gegrond op my soeke na God, of wat ook al nie. Dit gaan oor soewereine genade in die lewe van sondaars. Sondaars wil ek weer sê, soos Jakob. Sondaars, soos ek en soos u. Dis God se genade. En ek verstout my om te sê, ten slotte oor hierdie gedeelte. God en Jakob het nie saamgewerk en saam gepraat dat daar 'n leer moet wees nie. Dit was God. Hy het dit gedoen. Jakob se leer wys vir ons soewereine genade. Net vinnige kontras, ek gaan dit net noem. Ons het nie tyd om daaroor die afdraai te vat nie. Dis ook belangrik dat Babel, onthou julle die toring van Babel, wat ook 'n trapvormige gebou was, maar hulle manier om die mens se manier, die mens se godsdienst, het ons daai tyd gesê. Die kontras tussen die toring van Babel en Jakob se leer. Dis nie dieselfde woord nie, maar die trappe. Hulle wou wys ons kan tot in die hemelryk. Ons kan ons eie godsdienst opstel. Dis die mens se poging. Hier kom God se poging. God se inisiatief, God se uitreik. Daar's 'n baie groot kontras. Nou Ian Duguid skryf daaroor en hy sê wat die bouers van die toring van Babel te vergeefs gesoek het. Hulle het dit probeer in hulle eie mag kry. Dit het God verniet in sy genade vir Jakob gegee. Hoe mooi. Tweede vraag, wat bied hierdie leer? Wie se leer is dit? Dis God se leer. Wat bied hierdie leer ons? Die leer, hierdie verbinding tussen God en die mens. Hierdie leer verhoog die mens nie net bo sy aardse beproewings nie. Met ander woorde, dit sal jou nie net help met jou aardse krisisse nie, want dis wat almal soek. En dis wat baie mense sien as, word 'n Christen, dan gaan dit altyd met jou goed gaan. Word 'n Christen, dan sal jy altyd, dis die verkeerde motief. Hierdie leer bied vir jou, volgens die Bybel, so 'n ontsettende seën dat dit jou bring tot by God self. Nie net om 'n oplossing te wees vir jou probleme nie, maar om 'n ewige verhouding met die Here te kan hê, om vir altyd by hom te wees. In die Bybel, en jy het dit sekerlik al baie gelees in die Ou Testament, die plekke van hoogtes was altyd gesien as die hoogste uitdrukking van blydskap en vreugde en vervulling en al hierdie dinge. So, ook in hierdie preek van Jonathan Edwards sê hy verder, hierdie leer van Jakob strek so ver bokant enige aardse plesier of vreugde, dit strek tot by die hemelse glorie. Dis 'n ewige vreugde wat die Here vir ons bied. Jakob se leer bied ons die ewige lewe. Dis wat dit bied. Nie net 'n oplossing, nie net hulp in tye van nood nie. Die ewige lewe is jou verhouding met die Here Jesus. Maar die derde is die belangrike een. Wie verteenwoordig hierdie leer? Wie word verteenwoordig met hierdie leer? Nou die antwoord kom baie jare later. As jy 'n goeie student van die Bybel is, dan gaan jou gedagtes hardloop. Iets moet in die Nuwe Testament gesê word hiervan. Hoe gaan ons weet of dit regtig daarna verwys? Jare later is die Here Jesus op aarde en hy's besig om sy disippels te roep. En by geleentheid gaan Filippus na sy vriend Nathanael toe en hy sê vir Nathanael, ons het hom gekry. Ons het die een gekry van wie die profete gepraat het. Hy praat van die Messias. Hy sê, en almal het geweet van wie hy praat. Nathanael sê, kan daar iets goed uit Nasaret kom? Julle ken die storie, julle ken die verhaal. Filippus sê vir sy vriend Nathanael, kom kyk. Dis wat jy doen met jou vriende. Dis wat jy doen met jou vriende. Jou lewe moet hulle beïnvloed, maar jy moet vir hulle sê, kom kyk, bring hulle kerk toe, laat hulle luister, laat hulle hoor hoe God praat, laat hulle die evangelie beleef, hulle moet hoor hoe die Here met hulle praat. En toe Nathanael na die Here toe aankom, hy het nog aangekom en die Here het hom nog nooit ontmoet nie. Hy het gedink die Here ken hom glad nie, maar Jesus ken sy hart. En Jesus kyk na Nathanael en hy sê die bekende woorde, hier is 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael verontwaardig, Here,
U ken my nie, hoe kan dit wees? My eie parafrase, hoe kan u sulke goed van my sê as u my nie ken nie? Die Here sê vir hom, voordat jy onder die vyeboom gesit het, toe Filippus by jou gekom het, het ek jou geken. En toe maak hy 'n belydenis. En sy geloofsbelydenis, soos dit wat ons met die apostolikum vanoggend gedoen het, Nathanael se geloofsbelydenis is vers 50, Johannes 1 vers 50, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. En in reaksie daarop sê Jesus in Johannes 1 vers 52 die volgende woorde: Voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Jesus wys dat die voorsiening wat God gemaak het, sodat die mens met God verbind kan word, sodat die mens 'n verhouding met God kan hê, die voorsiening, hierdie leer, as jy wil, is niemand anders nie as Jesus self. Dis hy. Weer vinnig net Jonathan Edwards uit sy preek. Hy sê, it is by Christ alone that there comes to be such a ladder sent down on the earth for poor sinful man to ascend out of the state of misery to a state of blessedness. As jy bewus word van jou sonde, daar's 'n leer. As jy bewus word van jou absolute, die feit dat jy God gefaal het en dat jy verkeerd lewe, daar's 'n leer. En hierdie leer is Jesus. Hy is die verbinding met God. Dis deur hom wat jy tot God gaan, deur Christus alleen. Hoekom kan ons sê dis Christus alleen? Want dis net hy wat die probleem, die ding wat ons skei van God, is ons skuld as gevolg van ons sonde. Dis net hy wat hy skuld kon wegneem deur sy dood. Hy het gesterf en hy het my sonde op hom geneem. Dis wat Hebreërs 9 vir ons van leer. Hebreërs 9:27 sê, as die mens bestem om te sterwe, en daarna die oordeel. Luister vriende, dis 'n skrikwekkende vers, dit beteken elkeen het 'n probleem. Jy gaan voor God staan met jou sonde, wat gaan jy doen? Wat gaan jy sê? Jy staan skuldig, jy verdien die dood. Maar hoor wat sê 9 vers 28, Hebreërs 9 vers 28. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. As jy daai leer en geloof jou eie maak en sê, Here, deur Jesus, hy het vir my gesterf, hy het in my plek gesterf. As jy dit in geloof jou eie maak, dan sê hy sal verskyn. Dis iets om na uit te sien, om eendag by hom te wees. Die boodskap wat Jakob hier van God gehoor het, is die boodskap wat ons moet hoor. Dit is die boodskap wat die hele wêreld moet hoor. Daar's 'n weg, daar is 'n weg vir 'n mens om die straf en die vloek van sonde vry te spring, te ontvlug, en die weg is deur God voorsien. Daai weg is Jesus. Jesus is Jakob se leer. Hy is die leer na die hemel. Johannes 14 vers 6 het hy ons beamoen. Jesus se woorde. En dis 'n vers wat die ouens haat, wat ruimte het vir allerlei ander dinge en allerlei. Luister na die eksklusiwiteit. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wat jou verhouding met Jesus? Wat jou verhouding met Jesus? Dis die vraag wat elkeen van ons moet beantwoord. Laastens, hoe het Jakob hierop gereageer? Ons weet nou wat het gebeur met Jakob. Ons verstaan wat het hy ervaar. Die vraag is, hoe het hy hierop reageer? Ek wil u aandag vestig op vers, ek wil net vinnig my notas reg kry. Ek wil u aandag vestig op versie, ja, dis nou as jy staat maak op tegnologie, vers 18, die A gedeelte. Luister hoe reageer Jakob. Toe staan Jakob die môre vroeg op, en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as 'n gedenksteen op. Onthou sy toestand? Hy vat sy kussing van die nag, waar hy die droom gehad het. Hy sê hierdie is 'n gedenksteen. Hierdie woord word in die Hebreëus gebruik, in ons vertaling word dit omtrent elke keer vertaal met klippilare. Dit was die afgode van die ou tyd. Dit beteken 'n monument. En wat Jakob doen is, hy rig 'n publieke monument op. Dit is 'n
gedenksteen, baie mooi woord. Hierdie steen gaan my en ander daaraan herinner, God is hier, God het hier met my gepraat, dis 'n publieke verklaring. En dan gaan vers 18 verder, en hy het olie daarop uitgegiet. Dis bloot maar net om te sê, hier is 'n heilige plek, dis 'n heilige geleentheid, dit wat ek ervaar het hier was uniek, besonder, vers 19, en hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was van tevore Lus. Bethel word letterlik vertaal met huis van God, dis waar God aanbid word. Dis die eerste gepaste reaksie op so 'n ontmoeting met God. Jy wil hom aanbid. En die van u wat dit al ervaar het, dis gewoonlik wanneer trane vloei, want jy weet nie, jy's bly, maar jy's ook hartseer. Jy's hartseer oor jou sonde, maar jy's so dankbaar vir die genade van die Here. En jou gemoed skiet so vol, jy weet nie hoe om regtig uiting te gee daaraan nie, maar die natuurlike, die gepaste reaksie is, hy moet aanbid word. Dit sal ons reaksie ook wees, wanneer daar 'n ontmoeting met God is. Nou ek wil die aandag vestig op die publiek, hy het dit nie in die geheim gedoen nie, hy het 'n gedenksteen opgerig, later teruggekom, ons gaan net nou daarna gaan kyk, maar ek wil vir u sê, as ons dit moet toepas, hier is 'n barometer vir jou geestelike lewe, hoor wat ek vanoggend vir u sê, hier is 'n barometer van jou geestelike lewe, as jy die genade van God werklik ervaar het, en Jesus gesien het, as jy weet, hy is die een wat jou verbintenis met God is, hy is daai leer, hy is die een wat dit vir jou moontlik gemaak het, dan is dit jou grootste voorreg om hom voor mense te bely en saam met sy mense hom te aanbid. Dis die eerste en die gepaste uitvloeisel. Hoor wat sê Ian Duguid oor hierdie gedagte. Our regular attendance at church should not be a guilt-driven obligation, but rather an expression of our gratitude for God's revealed grace to us in Jesus Christ. Kan ek net vir een Duguid gou hier onderbreek en sê, as kerk toe gaan vir jou 'n verpligting is, as kerk toe gaan vir jou 'n swaar las is om te dra, het jy 'n probleem. Jy het dalk nie 'n probleem met jou predikant of met jou kerkraad, jy het 'n probleem met God. Want die eerste natuurlike reaksie is, ek wil saam met ander die Here aanbid. Ek wil daar wees waar sy woord verkondig word. Ek wil dit doen. Dis nie vir my 'n las nie, dis nie vir my hierdie straf nie, dis nie vir my tydmors nie. Dit is waar ek wil wees. Een Duguid sê verder. A Christian without a deep desire to worship is a contradiction in terms. In terms. Die kontras, dit pas net nie by mekaar nie. Hier is 'n kwessie wat soos 'n koue vlam. 'n Kind van God wat nie wil aanbid nie, dit pas net nie. En dan wy Jakob sy lewe aan God. Luister mooi, en ons gaan nie daaroor praat eintlik vir jou nie, maar vers 20 tot 22. Jakob het 'n gelofte gedoen. Hy het gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die 10des afstaan. Nou vir Jakob was hierdie nou 'n kwessie, ek wil 'n paar goed net vinnig sê, hy het later teruggekom na die plek toe. Dit was vir hom, Bethel was vir hom iets besonders. Hy het dit gesien as 'n ontmoeting met God, om vir hom te sê, alles wat die Here my gee, sal ek 10de afstaan. Dit was eintlik maar net 'n manier of 'n uitdrukking van selfoorgawe. Dis nie myne nie, dis die Here se. En ek gaan dit bewys deur hom te dien met my inkomste. En dan, ons lees baie maklik hierdie, as God my kos gee, as God my klere gee, dan sal hy my God wees. Ek dink nie dis hoe mense dit moet lees nie. As jy mooi gaan kyk, dit klink baie voorwaardelik, maar die eintlike trant is, waar God sê, of waar hy vir die Here beloof, u sal my kos gee, u sal my klere gee, u sal my God wees. Want hy het geweet, God gaan sy woord hou. Hy sê inderwaarheid, u sal vir my sorg, ek sal u aanbid. Nou is die mense wat in die gehoor sit, want ek weet julle het al die Bybel gelees, wat vir my vanoggend vinnig sal sê, wag net so 'n bietjie. As hierdie dan so 'n wonderlike ervaring was vir Jakob, ons ken die storie van Jakob, ek weet wat lê voor.
Is nie asof hy die heiligste engeltjie in die hemel is nie. Wat sê ons daarvan? Weereens, dis soos ons. Dis soos jy en ek. Hoeveel keer het ons nie al vir die Here gesê, Here, ek sal U dien, daar's 'n Bethel, dit mag wees by 'n jeugkamp, dit mag wees by 'n diens soos hierdie, dit mag wees met my persoonlike stilte, waar ek sê, Here, ek gaan U dien met alles wat in my is. En ek stel dinge reg, en ek kry my lewe in lyn, en ek dien die Here. En dan 6 maande later, dan besef ek, hoe het ek hier gekom? Dis Jakob, dis ons, en ek wil weer sê, daarmee probeer ek nie sonde regverdig, of probeer sê, jy het nie verantwoordelikheid nie, dis nie wat ek sê nie, inteendeel, dis 'n bemoediging om te weet, God sal my nogtans nie los nie. Maar vriende, kyk na die verhaal, en ek wil vir u vra, sal dit nie beter wees om al hierdie ompaaie uit te sny nie? Sou dit nie vir Jakob beter gewees het om net al hierdie verdriet wat nog voor lê, ons gaan baie praat oor Jakob, want die storie is redelik lank nou oor hom, maar sny dit uit. Dien die Here, bly getrou. Sê Here, ek gaan op U woord staan, ek gaan U dien, ek gaan U volkome volg. En hoe gou ek agterkom, daar's iets nie lekker nie, stel dit dadelik reg. Moenie wag tot hy groei nie, want sonde is soos om 'n klein gorillaatjie aan te neem. Hy bly nie klein nie, en hy bly ook nie alleen nie. Sonde baar sonde. As jy agterkom iets is nie reg in jou lewe nie, maak dit reg, so gou as moontlik. Wis dit uit. Baie jare later kom Jakob terug na Bethel. Hy het erken, die Here het gedoen wat hy beloof het. Hy het toe weer 'n klip geneem en daar die Here aanbid. Maar dit is vir ons die uitnodiging vanoggend om te sê, soos Jakob wil ek hom volg. Maar ek wil die ompaaie uitsny. Ek wil getrou wees, ek wil gehoorsaam wees. Ek wil hom dien. Soos Jakob, Here, sal U my daai leer wys. Miskien is hier mense wat nog worstel met sekerheid. Ek weet nie of ek regtig so seker is dat ek kan sê ek is nie bang vir die dood nie. In 'n sekere sin is almal van ons bang vir die dood. Ek sê altyd, ek is nie bang vir die dood nie, ek is miskien bang oor hoe ek sal doodgaan, maar ek is nie bang vir die dood nie. Inteendeel, ek sê net daarna uit. Maar as jy nog bang is vir die ander kant van die graf, as jy nog bang is vir die ewigheid wat wag, dan is hier 'n kwessie, vra vir die Here, wys my die leer, wys my hierdie verbinding met die hemel, wys vir my Jesus, hoekom hy moes sterf, hoekom het hy in my plek gesterf, hoe werk dit, dat hy dit aan U sal openbaar, dis die evangelie wat ons nodig het, sodat ons hom kan ken, sodat ons hom kan dien, sodat ons hom kan volg. As jy soos Jakob op 'n ver plek is, miskien op 'n laagtepunt, dalk slaap jy met jou kop op 'n klip, nie letterlik nie, maar geestelik gaan dit maar skraal. Geestelik is daar nie veel om oor te praat nie. Dan kan jy jou vereenselwig met Jakob, nie waar nie. Vra vir die Here, wys vir my Jesus, wys vir my die evangelie, en dis wat ons nodig het. Draai na hom toe, dien hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige Here, U wat dieselfde Jehova is, aan wie Jakob hier 'n gelofte gedoen het, dieselfde een wat daar in sy visioen bo aan die leer gestaan het, U wat die leer is, U het vanoggend met ons kom praat, en in ons omstandighede wil U vir ons die spieël van die skrif optel en vir ons wys hoe nodig ons U het. En Here, ons wil vanoggend die erns van hierdie saak besef, selfs in hierdie hoë dae wanneer ons baie feestelikheid geniet en saam met familie daar kuier. Ons wil hierdie tyd gebruik en die roepstem van God dringend aanneem om te sê, ek sal U volg. Ek sal U dien. Hier is dalk mense wat voel, my skuldlas is te groot. Dinge wat ek gedoen het is te erg. Daar bestaan nie so iets nie. Die Bybel sê, as julle vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Ek wens ek kon vir elkeen van hierdie mense wat voor my sit vanoggend, en die wat selfs luister na die opnames, ek wens ek kon namens hulle 'n gebedjie doen of iets vir hulle sê, maar U woord is die kragtige. Romeine 1:16 sê, die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daarom het
elkeen van ons 'n saak met U. Ons het 'n verantwoordelikheid om te buig voor U en te sê, Here, hier is ek. Ek kom in geloof en ek maak reg wat verkeerd is en ek sal U volg, ek sal U dien. Dankie dat U ons nie een kant toe skuif nie, maar dat U liefde en die genade groot is. Groter as U oordeele. Ons aanbid U. Amen.